Gemeente, vriende, ons is op die oomblik besig met 'n reeks oor die koninkryk van God. Ons kan dit amper die beginsels van God se koninkryk noem. Laasweek het ons gehoor dat God in beheer is in sy koninkryk. God se soewereiniteit staan op die voorgrond onder alle omstandighede. En daarom hoef ons nie te vrees nie. Ek en jy is nie uitgelewer aan die noodlot nie. Ons kan vertrou in die Here. Sy heilsplan, sy droom vir ons sal verwesenlik word. Vandag wil ek fokus op die geregtigheid wat teenwoordig is in God se koninkryk hier op aarde. En ek wil spesifiek fokus op die gelykenis wat Jesus vertel in Matteus 20 vers 1 tot 16. Dis natuurlik die bekende gelykenis van die grondeienaar wat die arbeiders, of hulle nou vroeg die oggend begin het of laat in die middag begin het, presies dieselfde loon aan die einde van die dag betaal. Nou vir die arbeiders in die verhaal, maar ook vir ons as moderne lesers, klink die verdrag van sake uiters onregverdig. Ons is lief om te sê, wat jy saai, sal jy maai. Wat jy insit, sal jy terugkry. Ons as moderne lesers van hierdie verhaal is baie gefokus op ons verstaan in elk geval van geregtigheid en wat regverdig is of al dan nie. Jesus vertel natuurlik hierdie gelykenis vir ons om vir ons te verduidelik dat geregtigheid en regverdigheid in God se koninkryk geheel en al anders werk as waaraan ons gewoond is. In God se koninkryk gaan dit nie daaroor wie die vinnigste, die slimste, die rykste of die sterkste is nie. In God se koninkryk gaan dit nie oor of jy eerste begin werk of laaste begin werk nie. In God se koninkryk gaan dit oor die reg van die Here as skepper van hemel en aarde om vir ieder en elkeen te gee wat hy goed dink, volgens sy verstaan en sy heilsplan vir die wêreld. As ons dit konkreet wil vasmaak, kan ons dit so verwoord. Of jy nou ryk of jy nou arm is, in God se koninkryk behoort dieselfde hoeveelheid barmhartigheid aan ieder en elkeen betoon. In God se koninkryk, of jy nou 'n groot sterk geloof het of 'n twyfelaar is, aan ieder en elkeen word dieselfde genade, liefde en vergifnis getoon. Jesus sê dan ook so duidelik, die wat eerste is laaste, maar die wat laaste is, sal ook opgehef word om eerste te wees. In wêreldse koninkryke fokus ons baie keer op die uiterlike dinge van status, van rykdom en mag, en daarvolgens rangskik ons die wêreld. Maar in God se koninkryk is die dinge slegs van tydelike duur. Dit gaan oor jou hart, dit gaan oor jou geloof, dit gaan in die eerste plek oor jou verhouding met die Here. Hoe kan ek dit verstaanbaar maak? Hoe kan ek nog verder verduidelik? Wanneer ek dink oor die geregtigheid van God in sy koninkryk, dink ek dadelik aan die moordenaar wat langs Christus daar aan die kruis hang. Omdat hy daarop sy laaste tot geloof kom, sê Christus so mooi aan hom: vriend, vandag sal jy saam met my die paradys ingaan. Hy verdien nie om gered te word nie, menslik gesproke. Hy is 'n moordenaar, skuldig bevind in die howe van die wêreld. Maar tog, ten spyte daarvan, ontvang hy liefde uit die hand van die Here. En so ook ons, vriende, broers en susters. Ons is sondaars, ons is twyfelaars. Ons is die werkers wat heel laaste begin werk het. Ons is daardie man wat langs Christus aan die kruis hang. Ons verdien eintlik, streng gesproke, niks nie. Maar tog ontvang ons alles. Ons ontvang liefde, vergifnis,
genade. Ons ontvang 'n vreemde vorm van geregtigheid, wat vir die wêreld daar buite nie sin maak nie, maar vir ons wat in God se koninkryk leef, vir ons, vir jou en my, maak dit 100% sin. Omdat ons hierdie andersoortige soort regverdigheid, geregtigheid in die hand van die Here ontvang, poog ons ook om iets van dit te gee aan ons medemens. Nie net hulle te meet aan die uiterlike dinge nie, maar ook te meet aan hulle innerlike. Om te gee soos Christus vir jou en my gegee het, so behoort ons ook te gee aan ander. Mag die Gees ons hierin bystaan. Amen.